21, 24 tot en met 27. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan, sal in die koninkryk van die hemel nie. Maar hy wat wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Elkeen dan wat in hierdie woorde van my meester, van my luister en dit doen, sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen hierdie huis gestorm en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Amen. En elkeen wat na hierdie woorde van my Vader luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen hierdie huis gestorm en dit het geval en sy val was groot. Geliefdes, vers 21. Vers 21 het soveel waarhede sowel as mooihede. Maar ook terselfdertyd bring dit tot by die oplossing van ons lewe. Dit is tog so waar. Want vandag lewe ons wat ons nie weet, kom ons of gaan ons nie. Want dit is die lewe van vandag. Maar ek gaan aan. Ek gebruik seker maar 'n woord wat nie pas nie. Ek wil dit noem, as ons praat van die oppassing van ons lewe, is dit waar die Here van ons, ek en u, verlang om op ons hoede te wees. Dis hierdie tyd om op ons hoede te wees, is hierdie tyd om alles te kan doen, om te sien dat die duiwel nie kan ons kan onkant betrap nie. Net soos ek wat die woord van God voorlees, of enige ander Christelikes wat hom noem priester, kan ook vir julle verlei of van die pad af duister hou. Deur dinge wat ek sê of doen. Dis in vers 21 sê die Here, nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk gaan nie. Wat wil God vir my sê vandag? Kyk na jouself. Kyk na jouself, kyk na jou lewe. Doen jy die dinge wat jy veronderstel is om te doen? Sê jy die dinge wat jy weet, wat bydra gaan wees van die mooi, goed wees van die andere lewe, of die in joune, of is jy maar net daar die een, wat dink jy kan mense afspeel, nie teen mekaar nie, maar teenoor God. Veral God wil hê, ek en u moet na ons eie lewe kyk, en hy seker wil hê dat wanneer ons na ons eie lewe kyk, dan moet ons seker wees, ek staan reg in my lewe. Mense, baie van ons wat nie hierdie woorde kop toe vat nie. Mense die Here wil hê, ek en u moet toelaat dat ons val nie groot is nie,
Ons kan dit voorkom, so kom ons hou vas aan die mooihede, kom ons lewe vir wat God van ons verlang, en kom ons strewe daartoe om met oorgawe te doen. Dan sê die Here, hy kom vir my en u deur, en dit is hoekom dit so mooi is om dit raak te kan sien. Maar laat ons, Here, met geloof en verstand, hy is my Here, hy is God, hy is my verlosser, ek moet vashou aan hom en hy moet die enigste een wees wat 'n rol kan vertolk in my lewe. Mag die Here God geprys wees en mag hy vir vandag ons elkeen ryklik, mag hy ons beskerm teen die gevare van die lewe, mag ons daardie kinders maak wat altyd waaksaam is en wat strewe na die mooi te doen in die opsigte van ons lewe. Mag die Here God geprys wees, mag u 'n geseënde dag hê. Dit is die woord wat ek vandag nou aan u kom voorlees het. Dankie. Oh, I need thee every hour. I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come